Dis reg, jy luister na Oasis FM, die radiostasie hier in die Kouga area wat lewende water bring, water wat jou kan verkoop, vernuwe en sommer nuwe lewe gee. My naam is Gabriel van Eden, jy luister na die program Oasis hier op Oasis FM. Ons program se naam is Eer aan God. Wat 'n wonderlike geleentheid om hier saam te kan wees en lof en eer aan ons Here te kan bring. Ek wil net my gaste verwelkom saam met ons in die ateljee, Lolita en Dion, en terwyl jy jouself bekendstel, sê sommer so ietsie van jouself sodat ons luisteraars jou beter kan leer ken. Ek is Lolita Vosloo en ek is 'n boerling van Jeffreys Bay. Ek was hierso van 1974 en groot geword, laerskool, hoërskool, obviously nou 'n baie paar jare, 29 jaar weggegaan en weer vir die afgelope 4 jaar terug op Jeffreys Bay en ek is nou betrokke by Jeffreys Bay Dorp van Drome. Dis wonderlik om betrokke te wees by my dorp en om iets hierso te doen wat ons dorp net bevorder. Ja, as ek so na jou kyk en na jou luister en al gesien het wat gebeur het, weet ek jy's hier om 'n verskil te maak. Wel gedaan. Dankie, Gabriel. Dion. Ja, middag almal daar buitekant. My naam is Dion Goosen en ek is anders as Lolita, is ek regtig 'n inkomer. Gebore Gautenger, gematrikuleer in Port Elizabeth, ook daar universiteit toe gegaan. Onderwyser geword vir 40 jaar, waarvan die laaste 20 jaar bevoorreg was om as skoolhoof te kon optree by 2 skole. Nadat ek in 2007 met pensioen afgetree het ek aanvanklik gewerk as bestuurder by Mentors Venue hier op Jeffreys Bay. En daarna was ek vir 'n tyd lank skoolhoof gewees, waarnemende skoolhoof van die laerskool Gamtosvallei en toe in 2015 ook die voorreg gehad om die eerste skoolhoof te wees van die hoërskool, die Comprehensive Hoërskool hier op Jeffreys Bay. Daarna ook 'n bietjie huise verkoop, maar nou is ek en betrokke geraak natuurlik by Dorp van Drome, dit gestig in 2012 en nou sit ek by die huis. Dankie. Ek dink as 'n mens so 'n vol lewe gehad het, daai sit by die huis, dink ek jy kan 'n werklikheid wees nie. Nou voor ons verder lekker gesels oor Dorp van Drome en al hierdie kosbarehede wat julle mense mee besig is, kom ons bid saam en ons nooi net die Here in ons program in. Vader, baie dankie dat ons drie die voorreg het om U te kan ken as 'n wonderlike, liefdevolle Vader. Dankie dat U vir ons so lief gehad het, dat U Jesus aarde toe gestuur het om in ons plek te kon sterf, en deur sy lewe en ook deur sy dood en opstanding kan ons nou 'n persoonlike, intieme verhouding met ons kosbare Vader hê. Vader, ons draai hierdie program op aan U, elkeen van ons wat hier deel van die program gaan wees, dat dit werklik waar tot eer van U naam sal wees. Amen. Amen. Dion, jy het nou 'n lekker stukkie gesels. Lolita, net so ietsie meer van jou betrokkenheid en jou passie vir wat jy doen en die invloed wat dit op mense het. Weet jy, Gabriel, ja, toe ek nou Jeffreys Bay toe terug verhuis, het ek ook besef ek kan nou nie by die huis net sit nie, dit sal nou nie deug nie. En ek het vir Joe Ferreira eintlik gevra, want ek ken hom nou al vir jare, waar kan 'n mens nou betrokke raak om hulp te kry om die begrafplaas by BB Keetstraat skoon te maak of op te ruim. En Yes. toe sê hy vir my, hy gaan my plaas op die WhatsApp groepie van die Dorp van Drome se mense wat dan nou eenmal 'n week werk in van die tuine en goed. Dit lyk vir my, hulle was tydens die COVID-tyd was dit nou baie afgeloop, want ek meen niemand kon uitkom nie en niemand het nou weer regtig begin werk en so aan nie. En toe het ek toe nou maar op die groepie gevra, waartoe gaan ek nou, wie gaan my help? En eintlik het die Erasmus, sy het vir my kom sien by die huis en gesê, Lolita, jy raak betrokke, jy kry bel vir Kristalle by die munisipaliteit en jy kyk waar hulle jou kan help en waar die Dorp van Drome mense jou kan help. En ek dink dit was 'n tall order, want toe ek die dag sê ek ontmoet vir julle by die begrafplaas, toe daag omtrent die hele raadslede op. Want ek dink hulle het gedink die vrou byt nou 'n vreeslike chunk af hier.
vier. En dit is so. Jy weet Rochelle, parke, die direkteur van parke, die raadslid, almal was daar. Ja. En hulle het daai Desember gou vinnig vir my binne 2 weke gehelp dat ons die begraafplaas weer so kon kry dat die mense dit kon besoek. Want dit was in die Desember wanneer almal die begraafplaas wil kom besoek en jy kan actually nie daar geloop het nie. Die bossies was langer as 'n mens lank en vreeslike baie bosslapers wat hulle blykbaar daar. Nou ja, toe het ons nou groot hulp gekry. Die munisipaliteit het ingeklim boots en al vir 2 weke. En ons het verskriklik baie trokke rubbish daar weggery en gras en die bougainvillas gesnoei en alles tot dit waar dit nou is, waar ons dit nou net basies beheer. En dis hoe eintlik my pad begin het na my dorp van drome. En die volgende jaar het ons die labyrinth gebou en it never stopped. Ja, dis so mooi om te sien dat jy, ek wil amper sê, jy het jou hart verloor. En die groot ding is, dit beteken vir ons dorp ontsettend baie. Dit beteken verskriklik baie, want die mense was bang om begraafplasse te gaan. Jy weet, daai jare toe ons groot geword het op Jeffreys Bay, het ons leer kar bestuur daar by die begraafplasse area, want daar was nooit huise nie. Dit is presies waartoe ons gery het en gaan ry het in daai straatjies wat toe al uitgesit was, maar die huise was nog nie daar nie. En dis sleg, want die baie van daai mense wat daar nou hulle finale rus gevind het, is mense waarmee ek groot geword het in Jeffreys Bay. En dis baie sleg as jy weet mense wat amper stigterslede was van sekere dinge in Jeffreys Bay, nou nie, ek wil sê in hulle dood ook byvoorbeeld erkenning kry in die plek lyk sleg nie. Nou is dit van so 'n aard dat die mense so te gaan. Eendag toe ons daar werk, was daar een van die vrouens wat onder by die Spar kompleks werk by een of ander besigheid. Toe kry ek haar daar op die bankie sit, toe sê sy stap elke middag op teen die bult en dan gaan sit sy daar aan middagete en eet in die rustigheid van daai plek. Nou is dit nou nie nice om te dink dat iemand nou veilig voel dat hulle daarna toe kan gaan en dan nou hulle middagete daar kan gaan sit en drink in stilte en rustigheid nie. Ek dink as ons regtig vandag vir iemand moet vra, wat is jou droom? Is om 'n veilige omgewing te bly, 'n plek waar jy rustig kan wees en waar jy nie bedreig gaan voel en waar jy veilig gaan voel. Ek wil net gou een van my gunsteling skrifgedeeltes aanhaal. Dis Spreuke 11 vers 25 en in die boodskap klink hy so: Wie ander help om beter te lewe is self voorspoedig. Wie ander se nood raak sien, is 'n gelukkige mens. As jy ander help, sal jy gehelp word as jy dit nodig het. Kom ons luister na een van die ander vertalings. Mense wat in ander gun, mense wat iets vir iemand gun, het self altyd oorvloed. Hulle wat ander se dors les, sal self verkoop wees. En dis vir my so deel van hierdie Bybelse beginsel en dit wat jy uitleef, dit wat jy nou vir ander doen, verkoop jou eie hart en bring hoop, moed en natuurlik nou 'n pragtige glimlag op daai gesiggie van jou. En dit is wat jou anders maak, jy weet. En toe ek nou met hierdie 2 gaste van my so 'n oefenloopie gehad het ek net met hulle 'n bietjie gesels en net vir hulle gesê, dit wat ons leef, ons is God se skepping en ons leef dit uit om ander by te staan. En dan kom hierdie skrif van Spreuke 11:25 so sterk voor en ek onthou jare terug het Guy Korsten gesing, glimlag vir almal in jou lewe. Wat jy vir ander doen, bring blydskap in jou hart. En wanneer ons daardie blydskap in die hart het, is ons net 'n ander tipe mens. Mense hou van jou, dis gemaklik om saam met enige een van julle twee te kuier, want julle is gelukkig. Dion, ietsie van jou kant af. Ek wil baie graag gebruik maak van die geleentheid om my lewensfilosofie met almal daar buite te kan deel. En dit kom ook uit die skrif uit, spesifiek Matteus 6 vers 33. Hierdie skrifgedeelte kom my hele loopbaan met my saam. Ek kan dit gebruik in die algemeen. Ek het dit altyd gebruik in die skool. Ek het dit gebruik met die stigting van Dorp van Drome. En by baie ander geleenthede, maak as ek wat 'n mens beplan in projekte nie, gebruik ek Matteus 6 vers 33. En daar staan in: soek eers die koninkryk van God en die wil van God. Dis reg. Dan sal hy vir jou al hierdie goed gee. En ek kan daarvan getuig. Ons het met daai versies het ons groot projekte aangepak met sukses.
Ons het dorp van die jaar geword met sukses. Ja, terwyl jy so praat van dorp van die jaar, kan jy vir ons so 'n bietjie vir mense wat nou hier bly in Jeffreys Bay en nie die voorreg gehad het om hier te kon wees in 2018 toe ons dorp van die jaar geword het nie, net so 'n bietjie agtergrond Dion van die mooi samewerking, hande vat van 2018 se dorp van die jaar. Wel dit moet ek sê, dit ons sou nooit dorp van die jaar geword het as dit nie juis was vir die mense van Jeffreys Bay wat regtig saam gewerk het nie. En dis miskien baie keer van die klise, want mense hoor baie keer die mense sê die mense is in ons dorp is so fantasties, maar dis regtig so dat ek ervaar het dat toe ons begin het met die ding met die agtergrond van Matteus 6:33. Ons het die Here gevra en hy het vir ons regtig daarin ondersteun. Daar het net mense na vore gekom met voorstelle oor wat kan ons doen om 'n bydrae te lewer dat die mense met stem vir Jeffreys Bay. Dis reg. En ek kan nou nie vandag alles opneem, maar daar's regtig baie mooi goed gebeur wat gekom het van dorp van drome af, maar wat gekom het van buitekant af en alles was aangepak gewees in 'n goeie gees en ek moet sê dit was so lekker om byvoorbeeld mense te kry wat eiendom in Jeffreys Bay het, maar nie self hier bly nie, wat letterlik gesê het ons wens ons is daar, ons kan julle help, ons kan stem. Dis reg. En ons het selfs stemme gekry vanuit die buiteland, het ek onthou, ons het 'n spesifieke stem gekry vanuit Nieu-Seeland uit, wat gestem het vir Jeffreys Bay. Nee, dit was 'n wonderlike ondervinding gewees, wat regtig 'n groot positiewe bydrae gemaak het tot die dorp, want dit het gemaak dat ons as inwoners en ook mense aan die buitekant met 'n ander oog na Jeffreys Bay kyk en ons is regtig trots op die dorp. Die mense kan maar weet dis regtig 'n plek waarop jy met trots kan bly. Ja. As ek nou dink as jy as initieerder en stigter van Dorp van Drome in 2012 en 6 jaar later word Jeffreys Bay Suid-Afrika se dorp van die jaar. Wat 'n wonderlike voorreg. Ja, en ek kan sê dat dit so absoluut beskeie begin. Voordat ons dorp van Drome gestig het in 2012, was hier 'n dame in Jeffreys Bay het 'n groot rol gespeel in dorp van Drome. Ek gaan gerus haar naam noem. Sy is Delien Swart. Ja. Sy het aanvanklik eendag net 'n swart sak gevat en net besluit sy gaan nou die gemors, kom ons sê maar gemors, papiere in haar straat optel. En daarmee wil ek amper sê in die kleine, so klein, het dorp van Drome begin. Maar daarna het ons agterkom die ding kan baie groter wees. Ons sit ook met 'n dorp soos baie ander plekke wat ons probeer om die verval teen te werk. Ja, ek weet nie, maar ek kan so 'n bietjie iets van die geskiedenis vertel, ek kan miskien laat doen of nou. Ja, jy kan sommer nou vertel. Want ek kan onthou dat toe ons nou die ding nou al meer en meer na voorkom en ek moet jou by self sê, ek's 'n groot luisteraar van RSG. Ja. En daar in 2012 was daar 'n man gewees, sy naam is Teenskootse van Bonnievale. Hy's 'n argitek en hy het dieselfde gevoel op Bonnievale gehad as wat ek gevoel het en die ander mense gevoel het in Jeffreys Bay gebeur. En hy het daai tyd Amore, sy was 'n omroeper op RSG. Dis reg, ja. Hy het haar gebel en vir haar vertel van sy behoefte en kan Weet julle, terwyl jy nou so praat van sy wat begin het met een swart sak om goedjies op te tel, ek ry eendag van die werk af op pad huis toe en ek ry in die pad af en hier lê 'n klomp gemors langs die pad. En ek sê vir myself, kan iemand nie net hier kom sit het, huis toe gevat het en gesorg het dat dit weggegooi word op die regte manier en op die regte plek. Maar daardie was die dag vir my net so 'n kosbaarheid. En dis hoekom dit vir my belangrik is terwyl ons toe nou ek en met julle gesels het ek agtergekom albei van julle se harte is reg ingestem teenoor ons hemelse Vader. En dit is vir my so mooi dat wanneer hy vanuit hierdie persoonlike intieme verhouding met jou praat en vir jou sê, Dion, Lolita, Gabriel, ek wil hê jy moet ietsie doen.
En weet julle, wanneer ons aan ons hemelse Vader gehoorsaam is, sal sy naam verheerlik word deur dit wat ons doen. En soos wat jy ook gesê het, Matteus 6 vers 33, die ou vertalings het gesê, soek allereers Allereerst die koninkryk van Soek allereers die koninkryk van God. En dit beteken soek die Here. En dan die geregtigheid beteken doen wat Vader wil hê jy moet leer doen. Met ander woorde, ons het ons Vader lief. Ons lees sy woord, ons leer daaruit, ons praat sy woord en ons doen dit. En die laaste een wat vir my so kosbaar is, elkeen van ons het 'n keuse om te sê, ek gaan my hart reg instem, sodat my hartsingesteldheid reg sal wees. En dit wat julle ook doen, in julle strewe om die dorp mooi te kry, jou hart is reg. En dit is wat die vrug bring vir ons dorp. En dis hoekom mense vir my baie keer sê, ek wil baie graag hier kom bly. Ek kuier so lekker, die dorp is netjies, dis skoon, kyk hoe mooi lyk julle strate, kyk hoe word die tuine aangeplant en kyk hoe mooi lyk dit. Lolita, net so ietsie van jou kant af rondom jy en jou span en watter dae en hoe toegewyd is jou mense wat saam met jou werk? Ek kan jou baie lank besig hou hiermee. Ek het baie mense wat ek elke dag het, maar weet jy waar dit nou eintlik begin het? Ek is nie met die bakkie, die ander mense die bakkies nie. So ek is die vervoer, ek is die wegryer en ek is die een wat alles moet asgate toe vat. Daar's 'n klomp mense in Jeffreys Bay wat my nou al ken en ek het 'n klomp van hulle op eintlik speed dial ook. En jy weet, ek is verskriklik welkom, wil ek amper sê, by Tembi by die asgat as ek daar aankom. Ek weet mense mag net 2 keer op 'n dag, lyk dit vir my, daar gaan tip, maar hulle laat my toe om tot 6 keer. En nou moet iemand asseblief daar buitekant nou jy weet nou die Kouga munisipaliteit bel en nou sê hoe werk hierdie vrou se storie nie. Ek maak die strate skoon in ons dorp waar ons almal bly. So ek moet die goed iewers gaan damp, maar daar is soveel goeie mense. En as jy net uit Tembi se oog uitkyk, sy moet elke liewe dag daar sit en in rubbish vaskyk. Die wind waai, dit is baie heel bo teen die koppie, sy het 'n klein vertrekkie waarin sy sit, dis dit reën, dis modder om haar, al sulke goed, dit gaan nie altyd mooi nie. 2 weke terug byvoorbeeld, het iemand gegaan en binne in een van daai skips ingeklim en die hele skip uit die skip uitgegooi. Toe sy die maandag daar kom, toe moet sy alles weer oppark en terugsit. So dis 'n ondankbare werk. Maar nou wil ek vir jou sê, hierdie mense het elke dag van hulle lewe 'n smile op hulle gesig. Ek weet nie of ek al ooit vir hulle gekry het wat hulle ondankbaar oor iets is nie. Hulle het min, maar hulle is altyd dankbaar. Dis nou net soos my werkers. Hulle sal opdaag elke liewe dag vir werk. Hulle daag tot baie keer op as dit reën. Dan sê ek, maar ek kan nie laat jy werk nie, want ons kan nie vee die strate nie, want dit is modder. Wat gaan ons nou opvee? Maar hulle het daai geld nodig en hulle is bereid om te kom werk vir daai dag en hulle is altyd blymoedig en baie. So hulle leer vir my eintlik verskriklik baie van dankbaarheid en tevredenheid en hulle gaan net aan. Die lewe gaan net aan. Hulle moan eintlik oor bittermin eintlik elke liewe dag. En dan, jy weet, daar's 'n ander ding wat ek een keer ook gehoor het. Een van die ouens wat so met my gewerk het, ek ook langs die pad opgetel het, Eugene ou, weet nie van waar of hy kom nie. Maar hy het allerlei 'n klomp krale en allerlei goed om sy arms gehad en omtrent sy hele klerekas aan sy lyf elke dag. So hy het regtig nie so goed gelyk elke dag, maar net hier en daar is daar 'n tand, maar dit smile morning, noon and night. En een van die ander ouens op die bakkie was altyd bang vir hom, hy het gedink hy is soos 'n sangoma of 'n ding. Maar hy het toe nou glad nie daaroor ge-worry nie, hy was eintlik 'n baie goeie werker. En oordat hy nou so 'n bietjie nou nie so die ander mense nie lus het om op die bakkie te hê nie, het ek hom altyd gevat na die begrafplaas toe om vir my te help om die waterkanne daar vol te maak, want dit is makliker daar en dan gaan gooi ons die bome en goed nat. En 2 kere agter mekaar het hy vir my gesê, Lolita, jy kan nie glo hoe lekker stil is dit hier nie, Tannie. Dis nie so stil daar waar ek elke aand moet slaap nie. Is dit nie ongelooflik om dit uit iemand, en dit was vir hom so onmiddellik, jy weet, dat hy dit agtergekom, dat dit stil en rustig is, dit moet hom lekker wees om hier te bly. So weet jy, mense moet daarom regtig uit 'n bietjie meer 'n dankbare hart ook elke dag leef, en as jy met sulke mense werk, dan kan jy in elk geval elke dag agterkom hoe dankbare mens moet wees.
Ek het elke liewe dag, ek dink is 19 mense. Dit is nogal 'n hengse klomp mense, want nie net die ouens wat ek nou betaal elke dag om te werk in die strate nie, het die Co-op Trust in Imansdorp, Andre Oosthuizen, hulle het my tegemoet gekom en nog 13 mense aangestel. Wat hulle betaal deur die wat social development funds en sulke goeders. En hulle gee daai mense spesifiek nou net vir Dorp van Drome. So hulle help my strate vee, hulle help my bedding skoonmaak, want ek kan nie bedding skoonmaak en strate vee als te gelyk nie. Dis net eenvoudig impossible. En ek moet daarom nou en dan, jy weet, seker maak dit almal genoeg implemente het om te werk. Die sakke moet weggegooi word, want ek los nie die sakke op die strate nie. Ja, ons ry elke liewe dag al daai goed weg. Die klippe wat ons aan die aanvang in die dorp opgetel het, weer gaan gebruik op plekke waar daar vreeslike gate is, dat ons daai gate opvul. Die grond gooi ons op ander plekke wat die munisipaliteit nou weer gaan haal, en dan vat hulle daai en dan gaan gooi nou weer in die township op die asgate wat hulle vir die mense toelaat om hulle rommel te kan strooi, en hulle maak dit weer toe, want dan word dit weer kompos en hopelik gaan daar weer 'n plant bo op die goetertjies groei. So dis 'n hele stelsel wat hier aan die gang is, en sodra jy te veel klippe iewers het met wat jy doen, dan bel ek en sê, luister, kom haal hierdie klippe vir iets wat julle dalk in die township moet gebruik, of waar ook al. Ek wens eintlik ek het 'n stoorplek gehad waar ek al hierdie afvalprodukte kan gaan stoor, wat mense elke liewe dag weggooi. In die sin van halwe bakstene, plaveisselblokke. Ja, jy kan hergebruik, ja. Jy weet, al daai goed kan absoluut elke liewe, dis vir daai individu om dit weer by sy huis te kan kry. Ek het al krywaans vir my mense geleen oor naweke om die goed nou net op een plek dan na hulle huise toe te vat, dat hulle dit daar kan weer gebruik, wat ons so maklik weggooi. So daar's baie van hierdie storieetjies wat elke liewe dag by 'n mens gebeur. Verskriklik baie plante wat ek deur ons dorpse mense kry. Dit is nou nooit 'n plant wat klaar wortels het nie, dis 'n stiggie wat ek maar aan die lewe moet kry. Yes. En dis nou waar die kwekery op Imansdorp nou tot ontstaan gekom het. Daar het die Co-op Trust weer 'n Andile ou aangestel wat fisies elke dag daai mense wat daar werk help om al die plante wat ek nou daar by hom afgooi weer te plant, dat dit kan wortels kry en plantjies word, en dit is nou eintlik maar waar die droom van 'n kwekery vir iemand vir Jeffreys Bay munisipaliteit, vir Kouga munisipaliteit nou tot stand. Ek is nog glad nie by 'n kwekery nie, maar it's a work in progress. Ja. Ek dink eventually gaan ons dit reg kry. Weet jy wat hoor ek by jou as jy so met ons praat, is daai passie in jou hart, die absolute omgee, en jy weet, as jy uitdeel vir ander mense, as jy met 'n mooi glimlag kom, jy kom met 'n pragtige positiewe hartsingesteldheid, dan roer dit ander mense, dit inspireer en motiveer soveel meer mense. Terwyl ons nou nog praat, wil ek sommer net sê, as jy vandag na hierdie program luister, en jy voel na die tyd die in jou hart, daar's iets wat daar gebeur, en jy wil ook deel word, al draai jy net 'n plantjie aan, al maak jy jou tuin skoon en daar's plante beskikbaar, kontak vir Lolita, dat sy van hierdie plante van jou af kan neem. Maar as jy ook prakties betrokke wil raak, jy het groen vingers, jy's lief vir tuin maak, jy hou van mooi maak, spring in, raak betrokke, en dit gaan vir ons dorp soveel beteken. Jy weet, dit gaan maar oor daai beginsel, dit wat jy verander doen. Ja. Dit wat jy verander doen. Kyk, 'n mens se natuur is om by mekaar te maak. Een ou het een keer gesê, you get what you can, and you put it in a can, and you sit on the can as long as you can, because you can. Ons het hierdie in ons gebrokenheid, het ons altyd hierdie ding van, ek moet soveel as moontlik, so vinnig as moontlik by mekaar maak, dat ek suksesvol kan wees. En dan kom die beginsel in die woord wat sê, gee. Want dit wat jy verander gee, bring daai werklike vreugde in jou hart. Dion, nog ietsie van jou kant af. Ja, ek wil net baie graag by Lolita aansluit. Ek is regtig trots op Jeffreys Bay se dorp van drome beweging. Ek het net gewys, ons is alive and well and still in Jeffreys Bay, en dit is nou 12, 13 jaar later, en hier is ten minste op hierdie stadium nie minder nie as ten minste, ek dink omtrent 17 plus werkers wat elke dag werk en help om die strate van Jeffreys Bay, reg oor Jeffreys Bay, van Kabeljous af tot by Ashton Bay en nie bo by die mall af tot onder in die strand, wat konstant besig is om strate skoon te maak, rande netjies te maak, te gras te sny, te
te plant. Dis regtig, ek glo ons is een van die mooiste en skoonste stranddorpe in Suid-Afrika. Is geen twyfel nie. Ja, ek wil ook graag sê, ons het gepraat oor Matteus 6 vers 33 en ek wil net byvoeg dat ek was nooit bang gewees, of is nog nooit bang, om groot projekte aan te pak nie. Die labirint was 'n baie groot projek gewees. Die laaste groot projek was die voetpad wat ons gebou het langs die strand. Dit was regtig nogal spanningsvolle tye gewees. Maar weer eens staan daar, ek dink dit is in Jesaja 48 vers 17, staan daar, die Here onderrig my, maar hy rig ons tot ons almal se bes wil. Hy onderrig ons almal tot ons bes wil. Is dit nie pragtig nie? En hy lei my op die pad waar ek moet gaan. So ek glo, ons doen nie goed, maar dis alles die pad van die Here. Hy stel vir ons die labirint voor, hy stel vir ons daai ding voor, hy stel vir ons dit voor. Ons het pragtige beelde opgerig. Daar's so baie mense, Renier Viljoen is die beeldhouer wat al hierdie mooi beelde gemaak het. Sy hart is so mooi. Hy is so gewillig om so uit sy eie sak uit vir ons baie van hierdie goed mee te help. En natuurlik jouself, Gabriel, ek kan onthou hoe jy ons ook gehelp het met die geelster daaronder en vlagpale en sulke goed wat jy alles aangebied het. Nee, ons waardeer dit regtig baie. Ja, weet julle, ek het 'n ander vertaling van Spreuke 11 vers 25 en dit begin met die mooi woord, 'n gulhartige persoon geniet oorvloed en wie anders se dors les, kry self ook genoeg te drinke. En weet jy, as ek so na julle twee kyk en luister en ek sien ons ander dorp van drome entoesiaste, dan sien 'n mens hierdie ding, dis iemand met 'n gulhartige persoon. Dis 'n gulhartige persoon. Dis 'n persoon wat met passie en omgee. En ek dink sommer aan jou span wat saam met jou werk. Daai manne se harte is gulhartig. Dis nou nie 'n woord wat ons baie nog deesdae gebruik in ons Afrikaans nie, maar is so beskrywend om die persoon op te som deur te sê, ek kan sien, jy's gulhartig. Jy het 'n hart van omgee, jy het 'n hart van passie. En dis vir my mooi. En weet julle, die rukkie wat ek nou begin voorberei het ook vir die program en maar net gedink het en weer dorp van die jare stories teruggekom het na my toe, besef ou net, dit was 'n wonderlike tyd vir soveel van ons wat betrokke was om Jeffreys Bay te kry tot op die punt dat dit dorp van die jaar geword het. Maar wat nou? En hier is nog steeds 'n geleentheid. Steek jou hand op. Sê, ek wil betrokke raak. Al kan elkeen van ons net 'n klein dingetjie bring. Ek spot sommer partykeer, hoe bou mense 'n muurshoop? Hoe bou mure 'n muurshoop? Elke muur bring 'n klein dingetjie en voor jou kom kry is 'n massiewe muurshoop. As soveel van ons plaaslike Jeffreys Bayers en ook ons vakansiegangers of mense wat selfs oorsee is voel, ek wil 'n bydrae lewer. Al is dit 'n finansiële bydrae wat jy vir Lolita kan sê, Lolita, hierso fonds, kom ons kyk hoe kan ons jou werkers 'n bietjie ondersteun deur vir hulle net te wys ons waardeer julle mooi harte. Ja. Weet jy, Gabriel, die ander ding wat ek ook net wil sê, ek het 'n paar mense al gehad wat gesê het hulle is bereid om vir my mense, of nie hulle is bereid nie, hulle wil vir my mense vir die wintermaand nou so soppakkies elke dag gee. Nou dis nice. Dit sal my mense byvoorbeeld absoluut waardeer as hulle elke dag so iets kan kry. Vrugte, ek dink baie keer aan vrugte. Ek het gister weer by Wiekie Knoetse se pa Frikkie 6 avokado peerbome gekry as 'n geskenk. En dis nou nie geënt nie, met ander woorde, hulle sal moet bestuif word. Nou het hy gesê, plant hulle asseblief net twee bymekaar dat daar nou net een of ander vorm van bestuiving iewers kan plaasvind. Jy weet, met die bye in die wind wat ons nou baie op Jeffreys Bay het, dat hulle kan vrug dra. Nou al my mense is toe nou weg gister met daai bome en hulle dit gaan plant in die township. Ek hoop hulle dra almal vrugte dat hulle kan hê, want dit is byvoorbeeld 'n vrug
wat hulle net eenvoudig nie in ons townships kan bekostig nie, maar dis iets wat hulle verskriklik lief is vir en baie goed is vir hulle. So as ek die hele wêreld vol daar kan avokado-peerbome plant, sal dit nou wonderlik vir my wees, want dan is dit in abundance vir hulle. Jy weet, daai tipe van storie. Die ander ding wat ek net altyd sê is, ek gaan sommer nou van die kans gebruik maak om vir die mense daar buitekant te sê, as jy 'n munisipale werker sien wat verby jou kom met 'n trok, om die rommel op te tel, of die strate vee, of ons sny gras, gee vir hulle asseblief 'n bottel koue water. Jy kan nie 'n bottel koue water in die oggend van jou huis af bring, en hy gaan, by 1 uur is hy lankal al leeg. Waar kry hulle nou weer koue water? Hulle is besig om te werk, hulle is op 'n tyd gehardloop. So asseblief, dis iets wat 'n mens nie aan dink nie, maar ons wat nou op die veld elke dag werk met dit, besef hoe nodig is byvoorbeeld net 'n bottel water, koue water vir daai mense. Kom in die gewoonte om dit in jou yskas te sit as jy die trok sien stop daar. Hulle maak dit bymekaar en wanneer hulle lunchtime het, dan drink hulle water en eet hulle kossies of wat ook al die geval is. Dis 'n klein dingetjie, maar dit dra ongelooflik goeie aftrek by hulle. En weet jy, hulle gaan ook dan sien dat die Jeffreys Bay mense is vriendelik, is vriendelike mense en waardeer dit. Want dis die groot ding. Ons kort net vriendelike mense hier. Ek wil amper nie meer negatiewe goed hoor nie. Ek wil net positiewe goed hoor heeldag. So dit is byvoorbeeld van klein goedjies wat ek sien, en ons kry elke liewe dag soveel komplimente langs die straat van baie dankie dat jy dit vee, dit lyk mooi, dankie dat jy die sakke wegvat. Dit word definitief gesien, ek besef het al, klink dit nou of ons brag, maar dit is glad nie waaroor dit gaan nie. Ons spog nie daarmee, ons spog met ons mooi strate, maar ons moet ook besef dat die mense daar buite kan dit raak sien. En hulle is positief. Ons het ook byvoorbeeld ander lede van die publiek wat nou vir die eerste maand, eenmal 'n maand, elke Saterdag, of daai Saterdag van 'n maand, uit die besluit om die dorp van Drome daai Saterdag te help, vir ander mense wat byvoorbeeld nie die week vir ons kan help nie. So daar's nou so een groep mense, Ben Meyer, wat hier in Sea Place bly, hulle het almal gesê, hulle kom eenmal 'n maand. Hierdie naweek wat nou kom, die 10de Mei, is die volgende Saterdag wat ons almal gaan, en hierdie keer gaan ons in Gesigiestraat se park, gaan ons daar byvoorbeeld werk. So dit begin ook nou posvat. Daar's nou mense wat van hulle eie kant af sê, kan ons die dorp van Drome een naweek 'n maand help om iets te doen of wat ook al. En dis heerlik, dis lekker om die mense daar te sien. Harde werk maak niemand dood nie, dis wonderlik. Ek het net vanoggend toe ek ry deur die strate, toe sien ek daar staan 'n bordjie dorp van Drome. En dis vir my nogal kosbaar wanneer jy werk op 'n plek, sit jy die bordjie op sodat mense wat kan kyk en sien, dis dorp van Drome wat hier besig is. Dis ons eie dorpse mense, dis ons eie inisiatief in belang van die gemeenskap, tot opbouing van die gemeenskap. Ek wil graag by haar aansluit. As wonderlike stories wat ek graag kan vertel, ons waarskynlik nie tyd voor sal hê nie, maar die harte van mense is baie keer baie mooier as wat ons regtig dink dit is. Een insident kan ek onthou, ons het een donderdagoggend gewerk, dit was daar in daai tuine. Dis nou die Astron Garage, ek dink dit was die Celtics Garage, daar so 3 tuintjies daar, wat ons jare gelede, amper in 2012 het ons begin, ek dink Delien Swart gewees, wat daarmee begin het, dit sê daai tuintjies gemaak, nou ons hou dit nou maar konstant, altyd netjies, en is baie al geplant en oorgeplant, maar dit bly mooi, maar het eendag daar gewerk, en toe, was daar 'n man en 'n vrou, nou kan ek ongelukkig hulle name dan, ek is so spyt nou, maar hulle het intussen hulle gemigreer Kanada toe, so ek kan nou nie, maar nietemin, ons het die oggend daar gewerk, en hulle verdwyn toe op 'n stadium, en hulle kom toe later terug met 'n klomp klere, en ek dink dit is die NG Kerk wat eenmal, en ek weet nou nie hoe dikwels hou, het hulle so kleremark. Woensdae het hulle so kleremark, en hulle gaan toe die oggend soontoe, en hulle gaan koop 'n klomp klere op, T-hemde en broeke en ek weet nie wat alles, en hulle kom en hulle vat hy goed en hulle deel het so uit aan die werkers. Dit was vir my so mooi gebaar. Dit was net vir my net eenvoudig en fantasties. En dan is ons natuurlik Dorp van Drome is eintlik werkskeppers. Ons werk met mense wat finansiëel vergoed word daarvoor. As hulle nie vir die dromers kon werk het hulle waarskynlik by die huis sit en daai dag nie geld verdien nie. Dis reg. So ons skep
werk en hier het twee lieflike mense selfs klere gaan opkoop en vir hulle kom uitdeel. Nee, dit is vir my van die mooi dinge van Dorp van Drome. Ja. Weet jy dat ons 'n Dorp van Drome in Ashton Bay ook het, Gabriel? Ek weet nie wie dit weet nie. Wanneer het julle daar begin? Hulle het verlede jaar Eindelijk aan die Junie begin maand. Ja, verlede jaar Junie maand, daar's 'n vrou met die naam van Margaret Otto. Sy's 'n afgetrede polisievrou en sy het in Ashton Bay 'n Dorp van Drome begin. Daar's 'n hele klomp, is omtrent 13 van hulle op hulle WhatsApp groep. So hulle is ook eenmal 'n week, ek dink is ook op 'n donderdag wanneer hulle werk. Sy het nou net 'n knievervanging gehad, so sy's nou so op 'n oomblik 'n bietjie not mobile. Op die krukkelys. Ja, op die krukkelys, Margaret. Maar ja, maar daar is ook 'n werker van die Co-op Trust wat ons gebruik om elke week daai tuine skoon te hou terwyl sy byvoorbeeld nou buite aksie is. Maar dit is, hulle is live and well and kicking en hulle doen vreeslik baie werk daar en hulle het 'n vreeslike mooi ek wil amper sê 'n tema wat hulle doen. Daar's 'n rooi kruiwa in al die beddings wat hulle daar het, daar 'n rooi kruiwa en dan dis nou soos 'n signature storie wat hulle daar het. Pragtige beddings, mooi lyk, die gras word mooi gesny, klomp bome aangeplant in wat is daai straat se naam daar? Dis ook so amper daar by Barbetstraat iewers. Groot park wat daar op Ashton Bay is, klomp bome aangeplant. So dit lyk eintlik vreeslik mooi. Ek dink op 'n stadium kan hulle op daai park as hy nou so regtig mooi, heeltemal klaar mooi is, kan hulle daar ook jy weet amper soos 'n bietjie van 'n fees, 'n musiekfees of 'n ding hou in die seisoentye of so goed. Jy weet al die guldige geleenthede om sulke dinge te kan doen. So nee, hulle is ook aan die gang in 'n Patensie was daar 'n Dorp van Drome wat begin het. Hulle noem dit net Patensie Pronk. Ek dink nie hulle is so vreeslik aktief op 'n oomblik nie, maar hulle was op 'n stadium verskriklik aktief en die boere in die gemeenskap het baie saamgetrek om hulle te help in die implemente om areas skoon te maak en op te ruim en so aan. So daar's 'n klomp sulke tipe van goed aan die gang. Ek weet nou, jy weet ek dink in 'n sekere mate kon ons dalk 'n invloed daar ook gehad het, is byvoorbeeld in Knysna in Plettenberg Bay. Revive Knysna en Revive Sedgefield is ook mense wat verskriklik inklim nou daar. Hulle maak regtig Knysna nou mooi. Op stadium is daar 'n groot area, vreeslike agtergaan, jy weet agter dit het nie mooi gelyk, daar nie. En hulle het vreeslik begin inklim om daar mooi te maak. So al hierdie tipe van bewegings kom maar van mense wat iewers besluit genoeg is genoeg, ons vat die ding terug. En nee, wat ek dink Jeffreys Bay is alive and well en ons doen goed. Mense is positief. Ons kry verskriklik goeie hulp van die munisipaliteit. Ons het 'n baie goeie verhouding met hulle. Ek kan basies omtrent net bel en sê asseblief help my om hier en daar 'n ding te skuif. As dit enigstens menslik moontlik daai dag is dit. En dis belangrik. Dis baie belangrik om goed oor die weg te kom met jou munisipaliteit. Hulle moet jou goedgesind wees om jou te help. Ag, dis pragtig. Nee, dankie munisipaliteit vir dit. Nog van jou kant af, Dion? Ja, Jenny, ek is so lekker om na Lolita te luister. Sy is die regtig alive and well ene wat nou, ek wil amper sê na die Dorp van die Jaar kompetisie gaan dit nou grootliks word baie dinge gebeur, baie van die dinge rondom wat in die tyd dat sy nou by Dorp van Drome is. En ek gaan so 'n bietjie terug na die verlede toe en daar's interessante en mooi stories wat ek graag sal vertel reg van die begin af. Ons praat nou oor Ashton Bay. Reg in 2012 het ons so baie mense gehad by Mentors by die aand met die stigting. Daar was by die 70 mense gewees. Ja. En ek het 'n foto daarvan ook en daar was Paradysstraat mense, Paradysstrand mense en Ashton Bay mense en as jy vandag oor daai brug ry by die mond, dan is aan die linkerkant as jy Paradysstrand in, hy's so groot ronde sirkel met pragtige groot potte. En dis deur Paradysstrand se mense het hulle dit daar opgerig. Maar ek dink dit is maar 'n kwessie van dat dit nou nie so aangehou soos wat dit hier by ons gaan nie. Maar dit is 'n ding wat Paradysstrand mense opgerig het. Ek wil net sê wie jy een van die heel eerste projekte wat ons aangepak het was die Geelster skip wat onder by die strand is. Ek onthou. Ons het gevoel as jy Jeffreys Bay inkom, waarheen gaan jy heel eerste? Jy gaan kyk hoe lyk dit by die see. Waar is die strand? So ons het gedink dis belangrik om die strand mooi te maak. En toe daar Geelster staan en hy was so rooi en swart geverf. As ek dit mis nie half heeltemal verwaarloos. Nietemin ons het hom toe nou
mooi geskuif en reg geverf in die oorspronklike klere. Ek wil nou eers teruggaan. Ons het nie geweet wat was die oorspronklike klere nie. Ons het nie geweet daai skip het 'n lisensienommer gehad nie. Ons het nie geweet wie was die kaptein, die laaste kaptein van daai skip gewees nie. Al wat ons geweet het, daai skip is een van die ou skepe wat jare gelede op Jeffreys Bay se strand in die oggende uitgegaan het en 4 uur die middag teruggekom het. Ek dink dit was 4 uur die middag. Ons het nie geweet, ons is inkomers. Ek en Dr. Johan Ferreira en Ernst Maree, ons was inkomers. Regtig geweet, waar begin ons nie? Maar Dr. Johan Ferreira is 'n mediese dokter en hy was onder andere voorgeloop daai tyd en hy sit die oggend het iemand in die spreekkamer gehad hom is 'n vrou wat voor hom gesit en hy vertel vir haar van die storie en hy so graag wil uitvind. Hy wonder hoe kan hy uitvind wie was die kaptein, wie was die laaste kaptein van die skip? Sy sê meneer is my man, dokter is my man. Toe sit mevrou Titus. Mevrou Titus, ja. Mevrou Dial Titus, Dial Titus se vrou. En dit is vir ons een van daai mooi goed dat ons almal van woord toevallig. Toevallig sit die vrou die dag voor hom. Toe hy nou die probeer in toeval die lig en van haar af het ons alles uitgevind. Hoe die skip gelyk het en wie die kaptein en al die bemanningslede was en wat die lisensienommer was, al die dinge. So dit was my een van daai mooi dinge. Waar die Here ons gehelp het, En dit is vir my so mooi as ek so na jou luister. Een mooi hart trek 'n ander mooi hart aan en so stig ons mekaar tot volgende hoogtes. En ek het al met soveel mense gepraat wat nie in Jeffreys Bay aankom vir die eerste keer hier kom vakansie hou en dan heeltemal oorstelp is, beïndruk is met ons dorp. En ek wil net vir julle ouens komplimenteer en sê, hou so aan. Leef jou droom, die droom wat die Here in jou hart gesit het, leef daai droom uit, en so stil, maak ons van Jeffreys Bay hierdie plek wat 'n droomplek word. En jy weet, as ek nou moet dink, wat sal ons God se droom sal wees? Sy droom is dat almal hom moet leer ken. Die engel sê, it's the goodness and the kindness of God that leads people to repentance. Dis die goedheid en die sagmoedigheid van die Here wat mense so aanraak en sal sê, julle is anders. Wat is anders in Jeffreys Bay? En die keuse wat ons in Jeffreys Bay maak, is om lof en eer aan ons Here te bring. En soos wat ons daai tree gee, Matteus 6:33, ons soek ons Here. En in hierdie proses sal die beginsel inskop en hy sal na ons kyk. En die kosbare deel van alles, ek dink ons besef nie, wat is ons Vader se hart? En sy hart is dat niemand verlore moet gaan nie, dat almal tot op 'n punt in hulle lewe moet kom en sê, ek sien iets raak. Wat sit agter dorp van drome? En dan kan ons vir die mense gaan sê, dis ons Hemelvader wat agter dorp van drome sit. En dit is hoekom ons dorp van drome 'n bevestiging van God se droom vir ons dorp is. Dit is absoluut so. Ja, ons is definitief besig om communities te build. Ja. Ek mag nog iets sê oor die voortbestaan van dorp van drome en die werking van dorp van drome. Ek dink daar mag dalk mense dalk na buitekant wees wat sal wonder, maar goed, wat moet ons doen as ons graag betrokke wil raak en graag wil help? Want dit is, ons sal nooit sonder werkers kan klaarkom nie. En ek wil maar net vandag sê, ek dink jy het gesê, ons sal later aan die einde kontak besonderhede of nommers of wat ook al gee. Maar ek wil sê, as daar iemand na buitekant het gewonder, hoe kan hulle betrokke raak? Dan het jy dit genoem, bel vir Lolita. Lolita gaan vir jou help om kontak te maak met dorp van dromers. Sy gaan jou heel eerstens op die WhatsApp groep sit van dorp van drome. En as jy eers daarop is, dan gaan jy sien wat gebeur in dorp van drome, want ons aktiwiteite verskyn op 'n gereelde basis daarop. Of daagliks of weekliks of wat ook al, met dit verskyn daar. So jy gaan sien wie werk waar. En jy kan dan nou
deur middel van haar kontak maak met daai betrokke persoon en jy kan ook gaan help daar. Dit is 'n manier. Daar is mense wat Saterdag werk, sê gesê, daar's mense wat van Maandag tot Vrydag verskillende plekke, verskillende mense werk, verskillende plekke. So dis 'n manier om uit te vind waar kan jy help. En dan laastens, as jy regtig nie tyd het nie. Julle werk albei, jy en jou vrou, maar julle wil so graag betrokke wees by Dorp van Drome. Kyk na jou eie tuin en jou eie sypaadjie. Dis 'n mooi op jou erf. Hoe lyk dit as jy dit mooi maak? Ja. En jy plant 'n boom of 3 in die straat, dan maak jy jou straat mooi. En eweslik is dit vir die mense lekker om in daardie straat te bly. En jy weet dit is soos jy steek aan, jy sien maar kyk hoe lyk my tuin, kyk hoe lyk daai ander ou se tuin. Ek wil graag in my tuin of my sypaadjie moet ook net so lyk. So dis maar hoe ons dan op die eind jy help deur net jouself te help. Ja, jy is dan 'n dromer in elk geval, want die droom is dat jy jou dorp vol mooi maak. En ek moet sê Gabriel, dit het ek nou absoluut al ek wil amper so op 'n daaglikse basis gesien hoe mense begin om hulle sypaadjies nou skoon te maak. Ja. Wat regtig opvallend sleg gelyk het by baie plekke, is nou mooi en die mense klim in hulle doen hulle ding, hulle sit hulle sakke buitekant. Ek het al 'n hele klomp kere oor ek 'n bakkie het van daai mense se rommel weggery vir hulle in die verbyry. Net om van dit ontslae te raak, want almal het nie 'n vervoermiddel om van daai goed ontslae te raak nie, maar mense waardeer hulle wat daar iets doen aan hulle sypaadjie. Laat dit netjies lyk. Jou eerste indruk is hoe jou sypaadjie lyk, dan sien die mense wat binnekant toe gaan. Ons gaan nou net voor ons klaar maak, gaan ons jou nommer en Dion jou nommer ook op die lig aanbied en ons gaan dit later op ons Facebook en op ons YouTube blad ook aanbied. Dat as jy nou besluit ek wil my sypaadjie skoonmaak, maar ek het nie 'n bakkie nie. Dan kan 'n mens vir Lolita kontak en vir haar sê, luister, ek het nou my sypaadjie of ek wil graag my sypaadjie mooi maak. Hier gaan moontlik 3 of 4 sakke goed wees. Sal jy dit asseblief kom optel? En so kan ons hande vat en ons kan mekaar inspireer deur die klein treetjies in inisiatief. En toe jy net so praat van mense wat wil graag betrokke raak, onthou 'n vreemdeling is maar net 'n vriend wat jy nie ken nie. Dis reg. Ja, is absoluut. En voor as 'n ou nou eers begin hande vat in Dorp van Drome en dan word hierdie vreemdeling jou vriend. Toe ek vanoggend wakker word, is die woorde van die gospel liedjie Shout to the Lord baie sterk in my hart en ek gaan sien ietsie van die eerste vers vir ons voorlees. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. En dan die laaste 2 sinne was vir my so kosbaar. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. En dis vir my so mooi dat my lewensbestaan, elke asemteug, moet so wees dat ek sal nooit ophou om lof en eer aan ons Hemelvader te bring nie. En jy weet, Lolita, Dion, ek dink nie julle het al regtig besef watter impak dit wat julle doen in die koninkryk van God maak nie. Want ons kan hier God se liefde op so 'n kosbare manier uitleef deur jou span te ondersteun, die manne wat saam met julle werk, 'n potensiële nuwe betrokke persoon betrokke kry by dorp van jy weet ons dromers en voor jou kom kry, soos ek net ook gesê het, word vreemdelinge vriende en skielik het ons 'n gemeenskap wat hande vat en net vir mekaar sê, hoor ek is daar vir jou. As jy dalk nie 'n bakkie het, jy kan die buurman 2 huise in die straat af sê, man, maak jou sypaadjie reg, ek kom haal dit wat nie meer bruikbaar is nie, kom tel ek op. En dan die ander ding wat jy ook baie keer gesê het, Lolita, jy doen dalk 'n bietjie 'n tuin verfrissing en daar's heelwat plante wat oorgroei het en jy moet die plante uithaal. Reël met Lolita, sê vir Lolita, ek sit vir jou op die hoek van hierdie en daardie straat sit ek vir jou plante neer, jy kan dit kom optel. En watter voorreg, en dan kan 'n mens dit kwekery toe vat of jy kan dit dadelik gaan plant en voor jou kom kry, is ons dorp op 'n momentum wat vir baie ander mense 'n groot inspirasie sal wees.
Ja, nee, absoluut. Weet jy, in Duinestraat in Pelsrus het ons 'n persoon, Ricardo Adams, hy's in 'n rolstoel. Die meeste van die mense in Jeffreys Bay ken hom, want hy het 'n grassnyerdienste. En jy kan nie glo wat 'n ongelooflike werk hy al daaronder gedoen het. Die mooiste goed al geplan. Daar het 'n hele parkie met buitebande van karre gemaak vir die kinders daar om te speel nie. Hy verf dit self met sy werkers, hulle maak die sypaadjies daar skoon, plant allerlei plante wat hulle oral uithaal. Dit lyk beautiful in Pelsrus ook, en dit is hoe jy gemeenskappe bymekaar kry. Daar wil hulle ook plant, net soos ons aan ons kant wil plant, as ek dit dan nou so kan sê. Baie van my werkers loop elke dag met 'n plantjie huis toe hulle gaan plant. Ek wonder hoe lyk hulle tuine. Ja, ek moet net vinnig komplimente maak. Ons het baie die mense, die inwoners van Jeffreys Bay gekomplimenteer, en dit is vinnig daarna verwys, maar ek moet die munisipaliteit, die Kouga munisipaliteit komplimenteer. Hulle is regtig ontsettend ondersteunend. Ons ondervind geen oppositie van hulle af. Hulle help ons in alle opsigte. Ek wil amper sê, as daai mense in daardie straat 2 sakke hier en 2 sakke daar en 2 sakke daar, as hulle al 8 of 12 sakke op die hoek neersit, en hulle bel Lolita, en Lolita bel die munisipaliteit, dan word daai sakke binne kort rukkie deur die munisipaliteit opgelaai en weggery. Hulle is regtig baie tegemoetkomend en helpsaam. Jy moet hulle komplimenteer. Nee, ek moet eerlikwaar sê van my kant af ook, veral die hulplyn van die munisipaliteit waar jy iets kan aanmeld. Jy kan dit op 'n WhatsApp nommer aanmeld, en die munisipaliteit is, voor jy kom kry, word daar mense uitgestuur, daar word hulp uitgestuur. Ons is 'n omgee gemeenskap, en dit is wat ons so lekker maak. En mense wat van ver af kom, en jy het dit ook al baie keer seker gehoor, Lolita, as hulle maar net vir jou sê, kan ons nie iemand op ons dorp kry om te doen wat julle hier in Jeffreys Bay doen nie. Net so. Ons kry dit baie van mense wat sê, wat is julle besig om te doen? Wens dit wil in ons dorp gebeur. En dit is eintlik wonderlik om te sien dat 'n mens kan hande vat en iets doen. Ons kan iets doen, ons moet iets doen aan dit wat jy nie wil hê moet so wees nie. Moet van jou kant af ook begin. En ek wil net vir jou sê, Dion, jy is dalk half afgetree, maar ek dink jou ervaring en dit wat jy vir ander mense kan beteken, want daar is niks so kosbaar soos ervaring wat 'n mens met iemand kan deel nie. Iemand se moed is dalk gebreek. Hy het iets beleef wat vir hom negatief instem, dan kan jy net sê, hoorie, iets soortgelyk het al in my lewe gebeur. En die positiewe ding is, die negatiewe wat dalk met jou gebeur of aan jou gedoen word of vir jou gesê word, kan jy heeltemal neutraliseer deur positief te reageer daarop. Want dis nie dit wat verkeerd aan jou gedoen word wat jou kelder nie, is die manier hoe jy reageer op dit wat aan jou verkeerd gedoen word. En dit is wat 'n positiewe hartsingesteldheid maak. Ek wil amper sê, maak nie saak wat gaan gebeur nie, jy gaan daardie ding omdraai in 'n positiewe. As jy een plantjie vrek, dan plant Lolita 'n ander ene. Ja, totaal en al, dis presies wat dit is. Jy hou net nooit op nie, en daar is nie so ding soos ophou nie. En dit hoe jy, soos jy behandel wil word, gaan jy iemand anders te behandel, want ek sê nou vir dit werk. Elke liewe dag. Nou ja, ouens, julle het nou nie gedink die einde van die program gaan so vinnig aanbreek nie. Ek het nogal in my hart gehad, ons moet dalk ook 'n opvolgprogram op hierdie een maak, en kyk wat ons vorentoe gaan doen, en dit was lekker om julle as gaste hier by Oasis FM te hê. Ek gaan vir julle albei vra net om julle naam en nommer net weer op die lig te gee. Ons gaan dit ook op die Facebook blad en dan ook later op die YouTube blad bekend maak. En dan Dion, as jy nou jou nommer klaar gegee het, sal jy asseblief ons afsluit in gebed. Met plesier. Ja, my naam is Dion Goosen en my nommer is 08 44 44 0763. Dankie Dion. Voor jy bid, Lolita, net jou naam en nommer. Lolita Vosloo 072 828 6230. Maar jy kan my nommer ook op ons Facebook blad kry. Ons is
baie lewendig daar ook. Ek post elke liewe dag wat ons elke dag doen en dis maar eintlik waar die mense my in die hande kry, my nommer is daarop. Die Facebook bladsy se naam het Jeffreys Bay, Dorp van Drome en in Engels Jeffreys Bay, Village of Dreams. pragtig. Dankie Dion, jy kan vir ons afsluit in gebed. Dankie dierbare Jesus Christus vir die wonderlike geleentheid dat U vandag vir ons gegee het om eer aan U te bring as gevolg van talente Amen. wat U vir ons gegee het. Dat U ons geleer het hoe ons te werk moet gaan as ons sukses wil behaal. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Dankie vir al die suksesse, vir al die mooi projekte wat ons die afgelope 13 jaar al hier op Jeffreys Bay kon verrig. Nie noodwendig deur die hande van die organisasie Dorp van Drome sulks nie. Here, maar deur die hande van mense wat hier bly en wat graag wil hê, wat daarvan hou dat dinge esteties mooi moet wees. Here, U is die stigter van die estetika. U het die dinge gemaak wat mooi is reg van die begin af. Ons kan maar net wonder en dink, fantasties moes die paradys nie gelyk het nie. Dankie vir die geleentheid wat Oasis FM en by name Gabriel ons gegee het om die dinge te kan kom vertel. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Amen. Nogmaals baie dankie julle en 'n lekker dag vorentoe. Ja. You never said it would be easy.